Goeiedag, jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Netwerk 24 berig dat die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermagie of SANWO hom in 'n dringende aansoek na die Hooggeregshof in Pretoria gewend het om Angie Motshekga, minister van Verdediging en vir militêre veterane, te verplig om ten opsigte van die haglike omstandighede vir soldate wat vir operasie Floreer in die Wes-Kaap ontplooi is, op te tree. Advokaat Pikkie Greef, nasionale sekretaris van SANWO, gesels vandag met ons op Goeiemôre, Good Morning se in diepte gesprek oor die haglike omstandighede en hoe hulle verwag dit verbeter moet word. Advokaat, goeiemôre en vertel net eers vir my, wat is operasie Floreer? Goeiemôre Pieter. Ja, die operasie is natuurlik verwys na die operasie wat president Cyril Ramaphosa afgekondig het in die begin van hierdie jaar om misdadigheid te probeer hokslaan en dan veral nou in hierdie geval wat ons van praat in die Wes-Kaap, die bende geweld wat daar op die Kaapse vlaktes heers. En daar is tans natuurlik 'n paar soldate ontplooi daar in die Wes-Kaap, soos almal weet. Vertel ons ook van die omstandighede waarin die soldate tans bly en wat jy ook natuurlik, julle as haglik beskryf. Ja, so die soldate gevind het toe hulle daar aanmeld is dat ons moet nou onthou die soldate is nie almal plaaslik van die Wes-Kaap natuurlik nie, hulle kom van reg oor die land. So dit beteken die weermag moet vir hulle in 'n bepaalde basis as 'n senter vir operasies sê net maar akkommodasie gee, natuurlik voedsel gee en al die ander geriewe wat mens in 'n gewone militêre basis sou kry wanneer 'n mens jouself daar bevind as 'n soldaat. En so wat die soldate toe gevind het is dat hulle is perseel vir hulle aangewys waar hulle kan slaap en dit is nou baie groot wat die Engelsman noem 'n hanger wat in die ou dae gebruik is vir stoorfasiliteite en hulle is toe nou aangewys om daar te gaan slaap. Nou dit op sigself is nie 'n probleem nie, behalwe dat die betrokke gebou blyk toe nou veral toe die vloede nou so deurkom en die ewige reën wat ons 'n paar weke terug gehad het in die Wes-Kaap, blyk dit toe nou dat die gebrek aan instandhouding van die geboue en die basis, soos wat ons maar oral in die weermag vind, is toe nou 'n probleem, want die water het ingestroom reguit op die persone se persoonlike besittings, hulle beddens, oral waar hulle veronderstel is om droog en veilig te kan slaap. En jy weet, dit was regtig baie onaangenaam. Dit is natuurlik die slaapplek self, kwartiere is aangewys vir die mans soldate en dan die dames soldate en die bietjie hoër range is chalets toegeken wat daar in die basis is waarin hulle heeltemal beskik was en behoorlike en jy weet menswaardige behuising gehad het. Die ander probleem wat opgenoem het baie ernstig is natuurlik ook dat daar is steeds gebrek aan voldoende ablusiefasiliteite vir die soldate wat daar aangekom het. Ons praat van so 150 soldate wat almal 3 toilette moet deel en die een toilet het reeds gebreek in die eerste week. So mense kan dink dat dit is nogal skep 'n baie groot gesondheidsgevaar, die riool wat begin oorloop en dit is net eenvoudig glad nie geskik vir menslike omstandighede. Dit is 'n duidelike geval van waar die gesondheids- en veiligheidsaspekte van beroepsomgewing heeltemal verontagsaam word. En daar's net geen goeie rede daarvoor nie. En dan was daar natuurlik ook 'n probleem met die rantsoene. Ons het dit nou al gesien in die onluste van so 2 of 3 jaar terug was daar 'n rantsoene probleem. Hier is nou weer 'n rantsoene probleem waar die soldate veral dit 'n probleem het daarmee dat hulle nie vars groente byvoorbeeld bedien kry as deel van hulle maaltye nie. So dit is regtig waar nie omstandighede waarin mense jou wil bevind as jy op ontplooiing is nie. Onthou die soldate is daar om 'n spesifieke missie uit te voer en as die moraal begin laag raak en sulke dinge pla jou en is eintlik maar 'n remskoen vir jou om effektief en positief te wees in die uitvoerings van jou operasie en jou take, dan raak dit 'n probleem. En ek kan seker ook dink dat jy weet die ouens nogal redelik siek ook geraak het of siek geword het as gevolg van die omstandighede en die gebrek aan die jy weet die goeie kos en daai tipe van ding. Nee, inderdaad, daar het 'n klomp soldate al reeds siek geraak, soos mens kan verwag in sulke onhygiëniese toestande en sulke toestande waar jy ontbloot is aan die elemente die heeltyd. Jy weet, niemand het gesê dat die soldate moet in uiterste luksheid en gerief leef nie, maar die mees basiese vereistes wat 'n persoon moet hê in die weermag as 'n ontplooide soldaat
die is daar nie eers nie. En dit is waarom ons besluit het om hierdie stappe te neem. Ek dink dit is dalk net sinvol om ook uit te wys, jy weet, dat die omstandighede is opgeneem met die weermag se bevelskanaal deur die Unie. En ongelukkig was daar geen reaksie daarop nie. En so dan gaan 'n ou maar en jy eskaleer dit na die volgende stap en dit is daarom dat die dringende aansoek uitgereik is. Advokaat, so wat is julle versoeke in hierdie hofaansoek? Wel, ons versoek dat die omstandighede, onder andere die omstandighede wat ek nou net genoem het vir jou, dat dit baie vinnig herstel moet word. Alternatiefelik dat die lede na ander of alternatiewe akkommodasie geskuif moet word en dat al die ander aspekte wat ons aangespreek het rondom beroepsgesondheid en veiligheid ook aandag sal geniet en reggestel sal word. En ons vra dat dit binne 'n sekere tydperk sal gebeur van die hofdatum af. Nee, ek weet ook sommige lede van die publiek is van mening dat soldate nie meer so taai is soos voorheen nie en dat die omstandighede in die verlede selfs slegter was. Wat is jou mening hieroor? Nee, dit is glad nie waar nie. 'n Persoon wat so 'n bewering maak was of nie in die weermag in die jare waarna hulle verwys nie, want dit was definitief nie so nie. Of die persoon is net besig om jy weet, politiek te speel. En is nie nou vertroud met wat die gehalte van ons soldate is nie. Ons soldate is baie taai mense. Daar's manne wat in daai ontplooiing betrokke is, wat sopas uit die ontplooiings van die DRK af teruggekeer het, waar hulle baie van hulle kollegas verloor het in aktiewe kontaksituasies. Daar's van daai soldate daar in teendeel, die persoon wat die hofaansoek, die lid van die Unie wat die hofaansoek gebring het, was ontplooi in Mosambiek onlangs vir omtrent 'n jaar, waar hulle ook aktiewe kontak gesien het. Jy weet, hierdie is toegewyde Suid-Afrikaners. Hulle is hoogs opgelei. Van daai mense is al meer as 20 jaar in die weermag. Ek dink ons moet ons soldate 'n bietjie meer krediet gee. Jy weet, hulle is die kombers van veiligheid waaronder hierdie land slaap. En regtig waar, ek dink hulle verdien ons respek en ons ondersteuning. Hoe lank duur so tipe ontplooiing? Jy weet, is daar dalk nie, is hulle nog steeds so nodig ook daar om hulle, jy weet, te onttrek, of gaan hierdie ontplooiing nog 'n redelike tydjie aanhou? Nee, die ontplooiing is beplan om vir 'n jaar aan te hou, tot so vroeg volgende jaar. Dit was die afkondiging van die president nou, en natuurlik ons moet verstaan dat dieselfde soldate bly nie die hele tyd op een plek nie, so hulle sal geroteer word. En dis juist wat ons probeer nou voorkom of voorsiening vir maak, is dat die geroteerde groep wat dan nou sal inkom na so 2 of 3 maande, dat hulle ten minste beter omstandighede sal ervaar en dat ons dit kan verbeter soos wat die ontplooiing voortduur. Hulle is definitief nog nodig, sover as dit ons dit verstaan. Dis natuurlik nou nie ons mandaat om ons uit te wy oor operasies en die sukses daarvan of die vordering daarvan nie, maar soos ons dit verstaan op die oomblik is hulle definitief nog steeds nodig en hulle sal nodig wees vir die afsienbare toekoms. Die verhoor vind plaas op die 9de Junie as ek reg is, en hoe gereed is julle daarvoor? Nee, ons is absoluut gereed. Weet, ons hoop dat daar nog tussen nou en die 9de Junie, daar's daarom nog so 'n bietjie tyd, dat die weermag tot sy sinne kan kom en vir ons een of ander sinvolle oplossing kan verskaf. Dis regtig al wat ons wil hê. Jy weet, niemand is hier op soek na om in die kollig te wees vir onnodige redes nie. Ons wil die aangeleentheid net reggestel hê, sodat die operasie effektief kan afloop in belang van Suid-Afrika en die mense daar op die Kaapse vlaktes. Advokaat, baie dankie, sterkte ook daarmee. En ja, kyk, ek is ook 'n oud soldaat en ek weet, as die moraal reg is en alles loop mooi, dan is die diens ook net soveel beter. Dis dan al vir vandag. Baie dankie dat jy gekyk het en geluister het. Hou Goeiemôre Good Morning se Facebook en YouTube platforms dop vir meer in-diepte gesprekke soos hierdie. Tot volgende keer.